Hi almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na die pH-skaal, metale, nie-metale, korrosie, roes ensovoorts. Vandag bespreek ons wat indikators is, hoe die pH-skaal werk, reaksies tussen metale en suurstof, wat roes is, hoe om roes te voorkom, die verskil tussen metaaloksiede en nie-metaaloksiede, asook suureen en die impak wat dit op ons omgewing het. Nou wanneer ons met sure en alkalies werk, gebruik ons dikwels iets wat 'n indikator genoem word. Indikators is chemiese stowwe wat van kleur verander wanneer dit met 'n suur of 'n alkali in aanraking kom. Byvoorbeeld lakmoespapier verander rooi in 'n suur en blou in 'n basis. Dit help wetenskaplikes om vinnig te bepaal of 'n stof 'n suur of 'n basis is. Die pH-skaal is 'n numeriese skaal van 0 tot 14 wat wys hoe suur of basies 'n stof is. 'n pH laer as 7 beteken die stof is 'n suur. 'n pH hoër as 7 beteken die stof is 'n basis of alkali en 'n pH van presies 7 beteken die stof is neutraal. Onthou, die skaal begin by 0, maar 0 beteken nie neutraal nie. Neutraal is altyd 7. Water is 'n goeie voorbeeld van 'n neutrale stof. Nou, meeste elemente op aarde is metale. Wanneer 'n metaal met suurstof reageer, vorm dit 'n metaaloksied. Hierdie proses gebeur oral rondom ons. Byvoorbeeld, ys reageer met suurstof en vorm roes. Magnesium reageer met suurstof en vorm magnesiumoksied. Die proses waar 'n metaal stadig weggevreet word deur reaksies met suurstof, staan bekend as korrosie. Korrosie beteken letterlik wegvreting. Roes is 'n spesifieke tipe korrosie wat met yster gebeur. Dit is 'n stadige chemiese reaksie tussen yster, suurstof en water. Hierdie reaksie vorm ysteroksied, oftewel roes. Wanneer metaal toerusting of strukture roes, word dit swakker, minder veilig en kan dit uiteindelik breek. Die chemiese vergelyking vir roesvorming is ongelooflik belangrik en kan onderaan die slide gesien word. Jy moet dit definitief memoriseer, want jy moet kan verstaan dat yster, suurstof en water saam reageer om roes te vorm. Gelukkig is daar maniere om roes te voorkom. Ons kan yster beskerm deur dit met verf, olie of 'n roeswerende middel te bedek, want dit keer dat suurstof en water die metaal bereik. Ons kan 'n meer reaktiewe metaal, soos magnesium, aan die yster koppel, sodat die meer reaktiewe metaal eers reageer en die yster beskerm. Tydens galvanisering word die yster met 'n ander metaal bedek wat nie maklik kan roes nie, en tydens elektroplatering gebruik ons elektrolise om 'n dun laag van 'n ander metaal oor die yster te plaas. Dit alles help ook om korrosie te voorkom. Baie belangrik om te onthou, metaaloksiede staan bekend as basiese oksiede en nie-metaaloksiede staan bekend as suuroksiede. Dit beteken dat metaaloksiede vorm gewoonlik basiese oplossings en nie-metaaloksiede vorm gewoonlik suuroplossings. So kom ons kyk nou vinnig na suureen. Suureen vorm wanneer gasse soos swaweldioksied en koolstofdioksied in die atmosfeer met waterdamp reageer. Hierdie reaksies vorm dan swak sure wat saam met die reën aarde toe val. Suureen kan baie skadelik wees omdat dit plante beskadig, waterbronne besoedel en geboue en standbeelde stadig wegvreet. Dit versnel ook die korrosie van metale. Byvoorbeeld metaalstrukture soos brûe, heininge en motors kan vinniger roes wanneer hulle aan suureen blootgestel word. Dit is waarom lugbesoedeling 'n groot omgewingsprobleem is. En dit bring ons by die einde van vandag se video. Ek hoop hierdie verduidelikings het vir jou gehelp om pH, metale en nie-metale beter te verstaan. As jy die video geniet het, gee 'n like, subscribe vir meer NW video's en druk die notification bell sodat jy nuwe video's nie mis nie. Dankie dat jy gekyk het en ek sien jou in die volgende video.